Welkom by jou ma se potsending, waar ons die lekker, die sleg, die mooi en die lelik van mens wees, vrou wees, ma wees, uit 'n Christelike perspektief bespreek. My naam is Shunay En ek is Marina. en saam is ons jou ma, blykbaar. Jou ma. Ons praat vandag oor oorweldiging. Ons het eintlik beplan om met 'n reeks te begin wat oor die orde van die huis gaan, maar toe het ons net by soveel mense gehoor dat hulle oorweldig is. Ja. Dat ons ek dink die Here het op ons harte gedruk om eerder hierdie eerste uit te bring, sodat ons al die oorweldige maatjies kan help. Ja, ons almal het daai oomblik. Yes, ons het. En ek dink die eerste ding wat mense moet besef is dat oorweldiging 'n geestelike aanval is. Dit is nie net 'n menslike emosie nie. Ons is in die beeld van God geskape en ons nêrens in die woord waar God sê hy voel oorweldig nie. Wat beteken dit is nie 'n emosie wat ons van hom af kry nie. Ek het soos regtig bietjie tyd by die Here spandeer en ek het ervaar dat in die Bybel praat hulle van die spirit of heaviness. Dis in Jesaja 61, ek dink is vers 3. Ek het vir jou lees. Ek het dit bietjie Het jy dit neergeskryf. Ja, ek het Baie eintlik mooi. my foon hierdie week want ons gebruik hom ons nou nie meer vir opneem nie. Ja, baie beter om nie so So met ons handjie tennis met Ja. te speel as 'n puntjie tennis. Ja, dit is beslis beter, maar anyway, ek het die punt neergeskryf. Dis daai stukkie waar hy sê I will give them beauty for ashes, oil of joy for mourning and a garment of praise for a spirit of heaviness. So daar sê God vir ons dat daai heaviness 'n spirit is. Want dit is hoe mens voel as jy oorweldig is. Jy voel of jy soos gedruk word van alle kante of jy 'n swaar jouk dra eintlik. En dit moet ons eintlik dat besef dit kom nie van Jesus af nie, want hy sê vir ons sy las is lig en sy juk is sag. En wat hy hierso sê, wat ek besef het hy hierso sê is hy gee vir ons 'n garment of praise vir ons spirit of heaviness wanneer ons dit na hom toe bring. Soos I'll give you a garment of praise for your spirit. So dis amper soos 'n ruiltransaksie. Bring daai goed waaroor jy oorweldig is na God toe en dan sal hy jou weer tot op 'n plek kry waar jy hom kan loof en prys. Ja, Dit is baie waar. ja. Dit is baie waar. Dat mens met alles dan gaan. En ons vergeet baie keer ons so graag ons eie kop volg en ons eie probleme uitsorteer. Ja, So independent wees. Ja. Yes. So ek het die gedagte gekry toe ek so loop en toe gaan dink ek so oor ek is oorweldig, wat sê ons eintlik? Ja. En wat ons besig is om te sê is ek is oorweldig. Ek is nie oorweldig nie. Ek is nie oorweldig nie. My identiteit is nie oorweldig nie. Ja. En ons begin dit glo. Yes. En waar gaan dit eintlik? Wat is ek eintlik? Ek is 'n kind van God. Ek is nie Amen. oorweldig nie. Ja. Ek is nie bang nie. Ek is 'n kind van God. So dit het nogal vir my soos net gevoel daai maak vir my 'n deur want ek is geneig om te sê, "Joeg, ek is oorweldig." En daai oomblik is ek besig om vir myself identiteit te gee en ek sê dit so baie dat ek dit begin glo. Dit is nie wie ek is nie. So ek dink daai punt moet mens dadelik sê, "Stop. Ek voel dalk oorweldig op hierdie oomblik, maar ek is nie oorweldig nie." Yes. So dit was nogal vir my iets wat ek gevoel het ek net wil verander. En ek dink wat gebeur is ons begin so half voel dit gaan goed en ek kan alles doen en ek neem meer goeders aan want ek kan en daai selfvertroue, ek het selfvertroue en ek dink daai selfvertroue verander na God se trou. Dit is wat jy ook gesê het, ons moet daai dit vir God gee. Selfs en ons op daai punt kom wat ons sê ek kan nie meer alles doen nie. Ons moet van die begin af geweet het ons kon nie alles doen nie. Jy het nou weer vergeet. Jy het nou weer vergeet. En net daai selfvertroue want dit is wat gebeur. Ons het selfvertroue en ek kan meer goed doen en dan neem ek meer goed aan want ek is mos nou in beheer. En dan Was jy eintlik word ons nooit weer oorweldig want dan is dit te veel goed, is net te veel dinge. En toe ek net so 'n bietjie tot die psalms, ek het nou weer toegemaak, maar hier by Psalms 145, dis eintlik 'n klomp. Ek dink Psalms is vol van daai oorweldig wees en net hoe om daar uit te kom en dit was nogal cool geweest. So Psalm 145, mens moet eintlik alles gaan lees. Maar ek gaan net so 'n paar versies 145. Nie so mooi soos Shunay wat alles mooi op een plek neergeskryf het nie. Tot 147. Hier's net 'n paar.
Ehm Die Here ondersteun almal wat val en hy rig almal wat neergebo is. Die Here is naby almal wat hom aanroep in waarheid. Welgeluksalig is hy wat op God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die Here sy God. En die Here het 'n welgeval in die wat hom vrees, wat op sy goedertierenheid hoop. So ek dink dit gaan oor dat ons met alles na hom toe moet gaan. Ja, Want daai is nogal mooi hy is psalms ons om bron. ja, om Dit is so deur te gaan. interessant dat jy nou praat van identiteit, want letterlik op pad hierheen het ek met die Here gepraat oor ons potsending en toe het ek net ook want ek was soos waar kom dit vandaan? Want ek het vroeër die week het ek ook oorweldig gevoel op 'n stadium en ek het besef dat ek voel oorweldig sodra my kinders issues het. So sodra hulle struggle met iets en dit is iets wat ek nie kan oplos nie, dan voel ek heeltemal oorweldig. Ongeag hoe dit by die werk kan ek altyd nogal soos al is die werk by al is daar 'n issue, dit oorweldig my nie, maar sodra daar met my kinders iets verkeerd gaan, dan voel ek heeltemal oorweldig. En toe besef ek dat in die eerste plek dit gaan nie oor in die eerste plek gaan dit oor soos iets wat in jou identiteit geskoei is. Soos ek het my identiteit geskoei in my moederskap in plaas van in die feit dat ek 'n kind van God is. So dan maak ek 'n deur oop vir die vyand om my oorweldig te laat voel. Ons wil net 'n disclaimer gee. So ons het vandag klomp kindertjies om ons terwyl ons rekord. Hulle is deel van ons. Yes, hulle is Baie deel se van trots oor die ons, kinders, elke ja. deel van alles van ons lewe. So die ma's wat saam luister sal verstaan as jy nou 'n klein stemmetjie in die agtergrond hoor of dalk 'n gekap of dalk 'n die lewe gebeur en ons Ja. voel julle moet ook maar grace hê vir ons lewens. Ja. Maar anyway, so sodra jy jou identiteit vind in iets wat nie God is nie, dan maak jy 'n deur oop vir die vyand om jou te oorweldig. Want dan doen jy dit uit eie krag uit. Soos iets waarmee jy nie die Here vertrou nie en ek het ook ervaar dit kom gewoonlik uit 'n vrees uit. Byvoorbeeld my kinders en ek het dit nie regtig besef nie, was my vrees was dat ek hulle nie genoeg opgelei het in die woord nie toe hulle kleiner was nie. So ek moes dit bely en ek moes ook bely dat ek baie keer vermenging laat plaasvind het in hoe ek my kinders grootmaak. Soos die wêreld, bietjie van die wêreld se ideologie gemeng met bietjie van die Here se teologie. En sodra jy daai sonde bely, is dit ook soos 'n juk wat van jou rug afkom. En God, as ons ons sonde bely, is hy getrou en hy vergewe ons en neem hy daai juk af. Dan is daai juk af en ons kan net alles vir hom gee. So sodra jy agterkom dat jy oorweldig voel, dink net 'n bietjie daaroor. Soos as ons die vyand kan identifiseer, is dit baie makliker om hom te oorwin as wat ons dink dis iets wat uit onsself uitkom. Ek dink dis die eerste stap in oorwinning, want die woord sê ons is meer as oorwinnaars. En ek het gegoogel voor die potsending en oorweldig beteken letterlik om te oorwin met geweld. En dit is nie iets wat 'n kind van die Here ooit oor hulle self moet spreek nie, want daar is geen geweld wat jou oorwinning by jou kan wegvat wat Jesus Christus vir jou aan die kruis behaal het nie. Jy is onoorwonde. Dit is wat jy is. Jy is nie oorweldig nie. Ja. Maar as ons self dit probeer doen, dan Dis die ding, is dis die ons. groot fout. So toe het ek afgekom toe ek so loop nee. Toe het ek by Efesiërs 6 geëindig. Nie Okay. geëindig nie, daar's 'n paar ek het vandag nogal baie versies. Maar Efesiërs 6 en die hele wapenrusting, almal ken die wapenrusting, maar hierdie was nogal vir my het nogal vir my uitgestaan en ek dink aan die begin het jy ook gesê dit is 'n aanval op 'n mens, om oorweldig te wees is 'n aanval op jou. Geestelike aanval. En dit is presies hier wat in Efesiërs 6 vers 10, ek gaan net 11 en 12 lees. Trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose gees in die lig. So dis definitief 'n aanval en ek dink as mens daai wapenrusting het en jy sê luister, ek weet ek voel oorweldig, maar ek is 'n kind van God en ek het hierdie wapenrusting wat my staande hou. En dan net ook Efesiërs 5 vers 19 tot 20. Ek het dit net kry. Sien naby.
Spreek onder mekaar en dis 'n ander ding. Spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. En ek dink dis aansteeklik. Ek dink as jy begin oorweldig is en ek begin met jou praat en sjoe, ek het so baie goed om te doen en ek is dit en daai is vir my te veel en dan steek dit jou aan want dan die manier wat ek praat is besig om vir jou te sê ewe skielik as iemand na my toe kom en vir my sê ek is oorweldig want ek het dit en dit en dit, dan begin ek dink, o, krisis, ek het nie aan hierdie gedink. Nog iets op my lys en nou voel ek oorweldig. So ek dink regtig is iets wat aansteeklik is en ek dink mense moet sê dit was 'n rowwe week of dit was 'n besige week, maar kyk hoe groot is God vir my en soek daai goed wat God vir jou uithelp mee en wat God vir jou sterk maak mee en hoe hy jou beskerm. Ek dink dit is ons moet regtig net daai fokus. Ons moet regtig ons fokus nie op die storms om ons sit nie, Ja, maar op God sit. yes, ek stem 100% Want saam. sorry, ek net nog een versie dan is ek klaar, dan sit jy weer. Want in vers 8 van Efesiërs 5 staan daar, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Ons is lig. Ons is kinders van die lig en ek dink daai wat mense sê van, "Joe, ek is nou oorweldig, maar ons 'n lig aan die einde van die tonnel." Ons moet leer, hoekom is ons in die tonnel? Ons is nie nodig om in die tonnel te wees nie, want ons is kinders van die lig. Yes, want ons kan dis Ja. 100% waar. En ek dink ook, soos waar ons gepraat het oor die identiteit, oorweldiging kom van 'n fear of failure af. So jy is bang om te fail in iets omdat jou identiteit daarin geskoei is. Maar as ons op God vertrou, dan het ons freedom to fail. Want as hy is waar ons identiteit is, dan al maak ons foute, ons weet alles gaan saamwerk ten goeie. Dis wat sy woord vir ons sê. So dit is op die ou ende 'n tekort aan geloof basies wat ons laat oorweldig voel. 'n Tekort aan geloof in die feit dat hy in beheer is en dat hy alles gaan uitsort. Ons kan rus in sy liefde en vrede en krag. En ek het ook net neergeskryf wat die uitwerking van die gees van oorweldiging is. Um die uitwerking is omdat dit soos 'n spirit of heaviness is jy stadiger. Dit maak jou letterlik stadiger in alles wat jy doen. Wat jy die teenoorgestelde is van wat jy nodig het, want dit maak jou minder effektief omdat jy hierdie gevoel van heaviness oral saam met jou dra. En ek het die woord ook neergeskryf wat in die verskillende vertalings is. Dis my hack vir die week. Is kry 'n Bybel app op jou foon. Net sodat jy dit help jou om verskillende vertalings te compare en soos te sien wat is hoe word dit vertaal in al die woorde, want dit gee jou 'n breër idee van wat daai woord regtig beteken. En daai spirit of heaviness is vertaal as verslae gees, despair, moedeloosheid, om verslaan te wees. En dit is nie wat ons is nie. Dit het my laat dink aan daai Chicken Licken advertensie, waar jy die aapie, Ja, daai so jy aapie. die eerste keer wat jy Ja. sê jy is oorweldig of jy hierdie is baie, hierdie is bietjie is te veel vir my om te hanteer, Ja. begin die klein aapie klein. En hoe meer jy want basies kom jy met die vyand in ooreenstemming. Jy sê vir hom dat jy glo hom meer as wat jy God se woord glo. En dan word daai aapie al hoe groter, al hoe groter, al hoe groter en hou jou al hoe meer terug. En ek ervaar ook dat ek dink dit is die begin van depressie. Ja. Want dit is wat depressie op die einde is. Jy voel so oorweldig dat jy absoluut niks meer kan of wil doen nie. Jy sien nie meer kans om asem te haal nie. So, identifiseer die vyand en spreek woord. Dit is altyd my go-to. Dit is ons swaard van die wapenrusting, is die woord van God en spreek net daai. Ons is meer as oorwinnaars in Christus. En dan besef jy ook weer, dit is nooit jy nie. Jou krag het nog nooit van jou afgekom nie. Dit is nog altyd in Christus. En hy is onfeilbaar. So ons mag maar fail. Ja, Ja. gelukkig nie. Sjoe, Nee, dankie. ons mag ons doen dit klaar. Want dit Ons doen dit klaar. gebeur maar so natuurlik. Elke dag, ja. En ja, ek dink dit is baie keer 'n kompetisie oor wie is die meeste Enigiets. oorweldig. Ek dink as ek begin vir jou sê, "Joeg my lysie," want jy sê jy op my lysie, moet jy Ja, nou. ja, ja, Nee, maar nee. soms moet net laat ek net daai kompetisie van Ja. oorweldigheid wen, En dit is iets verstaan? wat natuurlik gebeur. Ek dink is Ja. daai van jou woorde dra krag. So sodra jy negativiteit saai, Mm. dan saai mense terug, verstaan? Ja.
Ja, dan so Ja. groot pity party op die ou einde. Ja. Lekker enetjie. Ja. Dis lekker Lekker terwyl ons al sit, maar na die glasie tyd wyn, bietjie mou, maar gemifte kaas. ja, en soos dit is Nee, op daai oomblik voel jy 'n release, maar ja. weer eens dis tydelik, soos wat alles wat Mm. die duiwel vir ons bied Want ons voed die is. vlees. In daai oomblik as Yes. ons daar praat, dan voed ons as daai vlees is bring it on, love Yes. hierdie, bring dit. Sê vir my nog Bring 'n bietjie hoe jy nie lekker voel nie. En dan voed en ek het net hierdie week het ek vir een van my kinders hierdie enetjie gesê. Ja. Toe het ek vir hom gesê, want ek kan nie onthou waar het ons gepraat toe sê ek vir hom dit gaan oor mense twee, jy het 'n mooi hartjie en 'n lelike hartjie. Dis maar die vlees en die gees en dit Mm, gaan oor vir wie jy kos gee. Wie mm, voed jy? mm, Voed ek my lelike hartjie met dis negatief en dis sleg en hierdie my lysie is so lank en niemand help my nie en niemand mhm, ek moet alles alleen doen en of voed jy die ons is kinders van die lig, ons is meer as oorwinnaars. Wat mm, voed jy? En ja. dit is belangrik dink ek. En die belangrike ding met dit is om te besef dat al wat jou gees voed is woord. Mm, Dis al wat jou gees voed. So ja, hoe minder jy in die woord is, hoe hongerder gaan jou mm, gees wees en hoe minder krag gaan hy hê. En oor meer oorweldig gaan jy wees want jy gaan Exactly. nie daai ja, so vir my, ek raak gewoonlik oorweldig as ek voel ek begin gewoonlik baie ek weet nou nie wat se woord nie, maar as ek te nagekom voel, as ek Mm, voel alles is my verantwoordelikheid en dan mm, begin sodra ek hy sê alles, dan sit asof daai lysie so dit is so knoppie en dan roeng, gaan daai lysietjie so mm, so hy rol so af, verstaan? En dan fokus ek op my lysies en ek fokus op die mm, storms en ek fokus op dit wat te veel vir my is. Oeg, ek het nou weer 80,000 goed hierdie week en eintlik is dit net 10, maar my brein sê ja, 80,000 baie groot geskryf, so ja, dan is dit 80,000 ja, bladse. En dan fokus ons op die storms en ons vergeet om op God te fokus. En ek dink dit is die groot probleem. Ons is ons fokus is op die verkeerde plek. En ek mm, dink as daai gevoel kom, want ek dink nie mens moet ek dink nie mens moet die feit dat jy baie keer voel dit wat om jou aangaan is te veel. Ek dink nie mens moet dit net afsit en sê nee, jy gaan nooit daai gevoel hê nie. Jy gaan daai gevoel hê. mm, Dit gaan inkom en jy gaan voel my lysie is bietjie lank en ek kan nie by alles uitkom nie, maar onthou waar jou fokus moet wees. Ek dink bring jouself terug voordat jy by daai punt kom wat jy vir jouself erken, okay, ek is oorweldig. Stop voor dit. En sê vir jouself, ek is 'n kind van God. Ek gaan my bes te gee en ek gaan God daardeur probeer verheerlik en ek mm, net terugkom by daai fokus. Dit voel vir my as ek oorweldig sien, ek is maar 'n prentjie mens en as ek oorweldig sien, dan sien ek hierdie jetty. Ek dink mense noem dit 'n jetty by die mm, see, wat die golwe so oorspat en dis daai mm, golf wat so kom en net alles afstamp. En mm, dit is my oorweldig want dit is letterlik en ek dink jy het gesê ook aan die mm, begin, dit is soos 'n golf wat oor jou kom en net jou mm, oorspoel mm, en jy voel swaar en jy kan nie daar uitkom nie en dan mm. moet jy weer opstaan. So ek dink voordat ons op daai jetty uitloop, moet ons sê luister, ek het nie nodig om op hierdie jetty te loop nie, want die God wat ek dien, loop op water. So ek hoef nie op Amen. daai Wow. jetty te loop nie. Profound. Daai was Wow. baie cool. Dankie Heilige Gees. Ja, het jy gesien dit kom? Ja, ek het nie, dit was Het 'n jy verrassing, hy het ons ek geambush. het dit ja, dit was so van 'n interessante enetjie, ja. So dit is wat ons kan op ons oor ons storms loop. Yes, ons Ja. kan. En ek dink ook iets wat ons moet leer om te doen is praat met die Here voor jy goed aanvat. Mm. Soos moenie opsign vir iets totdat jy met die Here daaroor gepraat het Daai is 'n nie. moeilike een vir my. Ja, vir Mm. baie mense. Ek dink vir baie vrouens, want ons wil voel ons kan alles doen, maar die Here verwag nie van ons om alles te doen nie. Hy het reeds alles gedoen. Die Mm. Here verwag van ons om te rus en te vertrou en te doen wat hy vir ons bepaal het om te Mm. doen. Ons is nie ons eie God nie. Mm. Ons behoort nie aan onsself meer nie. Ons behoort nou aan Jesus Christus. So ja, dit was weer eens 'n baie blessed pot. Het jy nog ietsie voor ek Net hom nou weer eens af? ek dink Altyd net. nog net 'n laaste sinnetjie. En ek dink dat daai hele ding van ons sien die storm, maar my God is groter as die storm. Yes. Ek dink daai is iets wat mense moet aan vashou. So as hy kom en hy wil jou so omslaan, dan sê hy vir jouself ek sien jou, maar die God wat ek dien is groter as dit alles. Amen. Ek stem 100% saam. Goed, julle hoor sien wat ook al julle weer oor 2 weke. Ja. Julle moet 'n geseënde tyd hê. Ja. Baie julle